podcast getiteld Wat die Bybel sê. Hierdie week wil ek gesels oor iets wat ek my lewe lank ervaar. Ek was my lewe lank in 'n kerk of in kerke gewees en ek was meestal in charismatiese kerke gewees, groot geword en selfs as volwassene. En een van die temas wat altyd uitstaan in charismatiese kerke veral, is die tema van praat in vreemde tale. En ek wil vandag bietjie daaroor gesels. Ons gaan, soos altyd, gaan ek dan kyk uit 'n Bybelse perspektief, wat sê die Bybel, spesifiek oor praat in tale, praat in vreemde tale, wat jy moet weet rondom dit, wat onakkurate lerings is, en wat menslike opinies is, en uit die aard van die saak spesifiek, wat die Bybel sê oor praat in tale. In my lewe as 'n gemeentelid by verskeie kerke, het ek onder andere sekere stellings gehoor sê, en wat geleer is vanaf die preekstoel, en ek gaan net 'n paar van hulle noem, jy kan miskien 'n paar byvoeg as jy wil. Goeders wat ek gehoor het oor die jare as waarheid verkondig, en ons sal, wanneer ons deur die skrifte gaan ons kan sê of hierdie stellings waar is of nie waar is nie. Maar onder andere het ek gehoor die volgende: alle Christene moet in tale kan praat. Tale is die Heilige Gees wat direk tot God praat deur jou. Tale is 'n teken dat jy met die Heilige Gees gedoop is. Die gawe van tale is slegs beskikbaar deur handoplegging. En elke Christen moet sy eie taal hê, bedoelende 'n vreemde taal. So daar is nog 'n hele paar ander ook, maar ek gaan spesifiek kyk na onder andere daai idees, en ons sal kyk na wat sê die Bybel oor vreemde tale. Ek hou daarvan om, as ek na enige tema kyk, te kyk daarna uit 'n Bybelse oogpunt, maar so breedvoerig as moontlik. So ek hou daarvan om te gaan kyk wat sê die Ou Testament en wat sê die Nuwe Testament, wat is die apostel se lering daaroor, en hoe is dit van toepassing op ons lewens vandag. Daar is so 8 skrifte waarna ons gaan kyk. Ons gaan begin in die Ou Testament. Het is belangrik om te weet dat in die Ou Testament word dan nie pertinent verwys na spreek in vreemde tale nie, maar daar is tog 'n interessante skrif in Genesis waarna ek graag wil kyk, wat ek dink van toepassing is. In Genesis 1, vers 1 tot 9 is die storie van die toring van Babel. En ek gaan dit lees, ek gaan nog net kortliks daaroor gesels. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik, en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. En toe sê hy, hier is een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde, en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring, en van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Dis 'n baie interessante skrif, vir verskeie redes.
Maar as ons net eers bly by die idee van tale, duidelik het die mensdom op daai stadium een taal gepraat. En die oorsprong van daai taal is vir my ook baie interessant, want dit kon net van God af gewees het, want toe God vir Adam en Eva geskape het hy met hulle gepraat, en dis die enigste taal wat hulle sou ken en verstaan, is die taal wat God vir hulle geleer het. So mense kan seker op 'n stadium bietjie dieper daarna kyk, dis vir my 'n interessante idee. Nietemin, almal het een taal gepraat, hulle het 'n projek geloods om hierdie ongelooflike gebou te bou, wat hulle opwaarts sou neem, maar God het daarna gekyk en gesê, dis nie 'n goeie ding nie, God weet beter, God weet hoekom, en dis interessant dat die Bybel sê dat God afgedaal het op hierdie groep mense wat bymekaar was, en hy het verwarring gebring in hulle taal. Nou, aanvanklik sal 'n mens dink dat almal het skielik 'n ander taal gepraat, maar dis nie noodwendig so nie. Die idee van verwarring is een wat selfs vandag nog bestaan. As jy net dink in jou eie taal, in Afrikaans, hoe jy al misverstande gehad het met mense oor taal. Mense het iemand het iets gesê, en jy het misverstaan wat hulle bedoel het. Daar is sonder twyfel mense wat al verhoudings gebreek het, vriendskappe gebreek het, en dalk nog baie erger oor misverstand in taal, en jy kan miskien selfs terugdink in jou eie lewe, dat 'n misverstand, selfs in jou eie taal, kon 'n verhouding of 'n vriendskap breek. So dit het baie min, dink ek, gevat van die Here daai tyd, om selfs net 'n verandering in dialek te bring. As jy dink aan 'n klomp mense wat saam in 'n projek werk, en skielik is daar net 'n effense verandering in dialek. Selfs as jy dink in Afrikaans, met verskillende dialekte, ons almal verstaan nie reg oor die land mekaar se dialekte en spreekvorms en dinge wat gesê word nie. In die Kaap mag hulle miskien 'n uitdrukking hê wat iets beteken, en Gauteng beteken dit iets heeltemal anders. So ek dink net, dit is baie interessant dat die Here neergekom het, hy het gesê hy het nodig om verwarring te bring en misverstande te bring deur die gebruik van 'n taal. En so het hy die mensdom uitgesprei oor die aarde, en die uiteinde was dat daar was nie eenheid onder die mense nie, en hulle het uit die aard van die saak opgehou met hierdie projek van Babel, en hulle het uitgesprei oor die aarde. So dit is my 'n baie interessante skrifgedeelte, gaan lees dit gerus weer, gaan dink bietjie daaroor, want later in die Nuwe Testament kom dit weer ter sprake. Die volgende skrif, en die tweede een uit die Ou Testament, is Joël 2:28. Dit is die skrif wat Petrus aanhaal op die dag van Pinkster, toe die mense in tale gespreek het by die uitstorting van die Heilige Gees. So ek gaan daai skrif gou lees, en dan gaan ek bietjie konteks gee. Joël 2:28 sê, wanneer dit gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong mense sal visioene sien. Dan gaan hy aan in vers 29, in daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die vreeslike dag van die Here kom. Daar is net 3 verse, maar die hele hoofstuk is 32 verse lang, en 'n mens moet regtig die hele hoofstuk gaan lees, want dit gaan oor die eindtye, en spesifiek tydens die verdrukking.
Nou baie van julle sal dalk sê, maar ons is nie meer daar tydens die verdrukking nie, die wegraping het plaasgevind. Ek dink die volgende video wat ek maak is oor die wegraping. Maar nietemin, hierdie vers of hierdie skrifgedeelte word gekwoteer deur Petrus met die uitstorting van die Heilige Gees. En wanneer ons by daai spesifieke gedeelte kom, by die uitstorting van die Heilige Gees in die Nuwe Testament, dan sal ons terugverwys na hierdie profesie van die Ou Testamentiese profeet Joël. Ons kom dan nou by die eerste skrif in die Nuwe Testament, in Handelinge 2, en ek gaan een groot gedeelte van die hoofstuk lees, want die mens moet altyd die konteks verstaan van wat het gebeur. So ons ken hierdie as Pinkster, of Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees. En dit is die eerste keer, dit is die eerste keer waar mense in ander tale praat. En dis ook die breedvoerigste en mees gedetailleerde gebeurtenis in die Nuwe Testament waar hierdie gebeurtenis plaasvind. Daarna is daar nie veel ander nie, daar is 'n paar skrifte waar ons sal lees, maar hierdie is is 'n baie duidelike gebeurtenis wat gebeur hierso. Handelinge 2, ek lees van vers 1 af. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Dis nou die Christene wat oor was, nadat Jesus gekruisig is en opgevaar het na die hemel. Dis nou die Christene wat by mekaar is. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hulle hierdie geluid hoor, en toe hierdie geluid kom, en die menigte saamgestroom, en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. Hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters, Meders, Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Cyrene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat hier in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Want dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis, die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dan gaan dit aan, dit is tot by vers 21, dan gaan dit aan
tot by vers 36, waar Petrus verder praat en hy bring die gebeurtenis, sluit hy aan by die evangelie van Jesus, sodat mense gered geword het daai dag. Dit was die hele doel van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, dat mense gered word. So ek wil net half by 'n paar verse stop en bietjie gesels oor spesifieke gebeurtenisse. Eerstens, hulle het 'n geluid gehoor soos die van 'n rukwind. Ons lees nooit weer daarvan dat dit so gebeur het nie. Daai het wat hulle beskryf het as tonge van vuur wat verdeel is en op die mense kom rus het, op elkeen van hulle, op elkeen van die Christene, almal wat gelowig was in daai tyd, het die Heilige Gees homself uitgestort. Dit het nooit weer so gebeur waarvan ons weet wat in die Bybel opgeskryf is nie. Maar dit is my interessant, en ek dink 'n mens moet agslaan hierop. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Niemand het vir hulle hande opgelê nie. Hulle het nie geweet wat kom nie. Hulle het nie gevra vir ander tale nie. Hulle het nie gevra vir enigiets van dit om te gebeur nie. Dit was God wat dit gedoen het. Elkeen van die gelowiges was vervul met die Heilige Gees. Elkeen van hulle het begin praat in 'n ander menslike taal. Want soos ons verder lees, die menigte het gesê, elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. Hulle was verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Die mense die besoekers wat daar was tydens Pinkster in Jerusalem, het verstaan dat die mense wat nou in hulle taal praat, Galileërs was, en hulle was nie veronderstel om al hierdie ander vreemde menslike tale te kon verstaan of te praat nie. So hulle was baie verbaas geweest daaroor. Dis duidelik, dit was menslike tale. Hulle het nie vreemde uitdringe gemaak wat 'n gebrabbel is en niks beteken nie. Soos altyd was daar dan nou 'n groep mense wat die Christene gespot het, dis niks niets nie, en gesê het, hulle is vol soet wyn, en dis so vroeg, en hierdie lot is dronk. Hulle het nie gesê, die Bybel sê nie dat die mense dronk opgetree het nie. Hulle het net in ander tale gepraat. So daar was hierdie groep mense wat hulle outomaties gespot het en gesê het, hulle lyk dronk. Maar onthou net, en ek sê dit want ek het in my lewe al gehoor dat pastore preek en sê, ja, kyk, hulle het gelyk asof hulle dronk was. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê nie hulle was dronk nie, dit is ongelowige spotters van Christene, spotters van die kerk, wat gesê het, hulle lyk dronk of hulle is dronk, omdat hulle iets gedoen het wat hulle nie kon verklaar nie. En dit gebeur tot vandag toe. Ongelowige mense wat Christene spot en verkleineer, dit gebeur tot vandag toe. Dit beteken nie dit wat hulle sê is waar nie. Net soos in hierdie geval, dit het nie beteken dat die Christene dronk was, net omdat die nie gelowiges dit nie wou glo wat gebeur het nie. En Petrus staan toe op en hy sê, die mense is nie dronk nie, dit is nou eers die 3de uur in die môre, dit beteken het was 9 uur in die oggend gewees daar, en dan quoteer hy Joël. En baie mense wil daai profesie van Joël vat en sê, ja, kyk, dit is, die hele profesie het in vervulling gekom daar. Nee, dit het nie, want as jy lees verder, Petrus lees, hy sê, hy quoteer vir Joël, God sê in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees.
sê julle seuns en dogters sal profeteer, julle jong mense sal gesigte sien, dit beteken visioene, ou mense sal drome droom, en ek sal wonders gee, dis vers 19, bo in die hemel tekens onder op die aarde, bloed, vuur, rookdamp, die son verander in duisternis, die maan in bloed, voor die groot en deurligtige dag van die Here. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hierdie ander tekens, die bloed en vuur, die son verduistering, die maan wat rooi gaan word, dit is dinge wat nog nie gebeur het nie. Dit is dinge wat gebeur in die eindtye, net voor Jesus terugkom. So dit is goed om te verstaan die hele konteks van wat hier gebeur het. God stort vir die eerste keer sy gees uit oor alle gelowiges. Hy het terloops in die Ou Testament ook mense vervul met sy gees. Daar was Johannes die Doper byvoorbeeld, is vervul met sy gees. Samson is vervul met sy gees. Daar's 'n hele klomp mense wat die gees van die Here in hulle gehad het al in die Ou Testament. Jy mag dalk vra hoekom ek praat van Johannes die Doper. Johannes die Doper het geleef in die Ou Testament in terme van die tydsbedeling. Onthou die Nuwe Testament begin tegnies eers na Jesus se kruisdood en Johannes die Doper is dood voor Jesus se kruisdood. So hy was tegnies gesproke was Johannes die Doper nog in die Ou Testament. Maar dit is wat gebeur het. Die gees van God is uitgestort, daar's nie hande opgelê nie, daar's nie gevra en gesmeek vir 'n taal nie. Mense het nie 'n taal probeer opmaak nie, hulle het nie eers geweet dit gaan gebeur nie. En toe hulle gepraat het, het hulle gepraat in ander menslike wêreldtale, tale wat ander mense kon verstaan. Dis wat hier gebeur het, niks meer nie en niks minder nie. Die uiteinde van dit was dat Petrus kon preek oor die evangelie van Jesus en baie mense het op daai dag tot bekering gekom. Baie ongelowiges het tot bekering gekom. Dit was die doel van die uitstorting van die Heilige Gees en die praat in ander menslike tale. Die volgende skrif in die Nuwe Testament is in Handelinge 10. Soos altyd wil ek jou aanraai om die hele hoofstuk minstens te gaan lees in Handelinge 10. Die konteks daarso is dat die Romeinse, hy was sekere kaptein, Cornelius, die Romeinse kaptein in die Romeinse weermag, sien 'n visioen waar deur 'n engel gesê word om vir Petrus te gaan laat haal, sodat hy kan luister wat Petrus te sê het. Petrus het dan terselfdertyd ook 'n visioen waar die Here die laken uit die hemel laat neerkom, waar hy vir hom sê hy moet eet van die ongereinigde diere. Jy erken dit dalk. En dit was alles om vir Petrus voor te berei dat hy moes assosieer met die in Engels sê hulle die Gentiles, hulle het maar verwys na hulle as die ongelowiges. So, die konteks daarso is dat Petrus dan nou geroep word deur die Here om na die onbesnydenis toe te gaan deur die visioen wat hy vir hom gegee het, met hulle te gaan praat. Dis 'n interessante hoofstuk 10 van Handelinge, gaan lees dit gerus om die konteks te kry van wat dan nou gebeur het. En toe begin Petrus vir hulle preek. Hy preek die evangelie, hy vertel hulle van Jesus en die feit dat hy 'n ooggetuie is van Jesus, van sy opstanding na die kruisiging ensovoorts. En terwyl Petrus preek aan Cornelius Cornelius het almal basies bymekaar gebring wat hy ken, sy familie, sy vriende en so aan. En terwyl Petrus preek, terwyl hy die evangelie preek, toe gebeur die volgende, en so ek lees dit, Handelinge 10 van vers 44 af. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te
te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Goed, so dis wat daar gebeur het. In die eerste geval, in Handelinge 2, die Heilige Gees neergekom op, meestal, soos ons verstaan, Jode. En toe, met hierdie gebeurtenis, het God sy Gees uitgestort, op dieselfde manier, min of meer, op die wat hulle genoem het die heidene, Cornelius en sy mense, hulle was Romeine. En so, die Jode wat saam met Petrus was baie verbaas gewees, toe hulle sien dat God ook die heidene, of die sogenaamde ongelowiges, mense wat nie Jode is nie, dat hy hulle ook uitverkies, op dieselfde manier dat hy ook sy Gees op hulle uitstort. In hierdie geval is daar nie melding gemaak van vuur of wind nie, maar die teken op daai stadium dat hulle die Heilige Gees ontvang het, was dat hulle ook in ander tale begin praat het. Vers 46 sê, hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. So, die feit dat hulle weet wat hulle gesê het, beteken dit was 'n ander menslike taal. Dit was in dieselfde manier, was die tale uitgestort op hierdie heidene as op die Jode by Pinkster. So daar weer eens, Petrus het nie hande op hulle gelê nie, hy het nie vir hulle gesê, hulle moet nou die Here vra vir tale nie, hy het nie vir hulle gesê, hulle moet hulle tale gaan oefen, of so iets nie. God het dit gedoen, God het hulle in ander tale laat praat. Nou, hierso brei die Bybel nie uit oor in watter ander tale hulle gepraat het nie, maar dit was uit die aard van die saak menslike tale, want die Bybel sê dat die Gees, die Heilige Gees is ook op hulle uitgestort, soos wat dit was by Pinkster. Die volgende skrif in die Nuwe Testament waarby ons kom is Handelinge 19 vers 1 tot 6. En teen hierdie tyd gaan Handelinge meestal oor Paulus. Nou Paulus, sal jy onthou, was 'n lid van die Fariseërs en hy het eintlik die Christene vervolg. Paulus het die Christene vervolg en die Here het hom ontmoet en met blindheid geslaan. En so is Paulus dan nou gered en so aan. Maar Paulus het dan nou ook begin preek, hy het ook die woord van die Here verkondig, meestal aan wat hulle genoem het die heidene, die nie-Jode. So ek lees hierdie stuk. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra. Nou hierdie disippels waarvan hulle praat is mense wat nou al Christene geword het. Hy het hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord met die doop van Johannes. Het is interessant hierso dat hy outomaties aanneem, hulle is gedoop, omdat toe hulle gelowiges geraak het. Hy het nie eens gevra of hulle gedoop is nie, hy het net gevra met watter doop is hulle gedoop. En hulle antwoord met die doop van Johannes, dit was nou Johannes die doper se doop. En Paulus sê, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Jesus Christus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Want hulle was nie gedoop in die naam van Jesus nie, hulle was net gedoop, Johannes die doper se doop was 'n doop van bekering, om hulle lewens te verander. Maar hulle was nog nie gedoop in die naam van Jesus nie.
So toe doop Paulus hulle in die naam van die Here Jesus. Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Weereens is daar nie 'n teken of 'n bewys daarvan dat Paulus nou enigiets gedoen het om vir hierdie mense te sê, hulle moet nou in tale praat, en dat dit 'n teken is van hulle redding nie. Hy het wel vir hulle hande opgelê. Wat dit presies behels en beteken, kan 'n mens oor spekuleer. Dit het waarskynlik gebeur terwyl hy hulle gedoop het, dat sy hande op hulle was. Die Heilige Gees het oor hulle neergekom, hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Weereens, die tale spreek, aanvaar dat dit was soos die vorige kere, want niks anders word gesê in terme van dat dit iets was wat mense nie kon verstaan nie, of dat dit 'n onsinnige gebrabbel was nie. Maar dit voeg ook by dat hulle geprofeteer het. Nou die woord profeteer beteken om God se woord te spreek. So hulle het weer eens, toe hulle in tale gepraat het, was dit tale wat ander mense kon verstaan, want hulle sê, hulle het geprofeteer. En hoe weet jy iemand het geprofeteer? Jy moet verstaan wat hy kan sê. Jy moet kan verstaan wat hy sê. So om te profeteer beteken om God se woord te spreek. En so hulle het in tale, ander menslike tale gepraat. Dan kom ons by die volgende skrif, dis Markus 16 vers 15 tot 20. Dis aan die einde van Markus en Jesus is aan die woord, dis net voordat hy opgevaar het na die hemel toe. Ek lees dit, en hy, dis Jesus, het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Vir die wat glo sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle hande lê, hulle sal gesond word. En nadat die Here met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Dis 'n redelike vinnige opsomming, hierdie paar verse van wat sou gebeur het nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Al hierdie goed het gebeur. As ons kyk na die tekens aan vers 17, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Die apostels en van die vroeë disippels het dit definitief gedoen, en sekerlik gebeur dit vandag toe nog. Met nuwe tale sal hulle spreek. Dit het gebeur by die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster. Hulle het met nuwe tale gepraat. Nuwe menslike tale. Slange sal hulle opneem. Dit het met Paulus gebeur, dat toe hy gestrand was op 'n eiland, het 'n slang hom gepik, en hy het die slang net afgeskit van sy hand af, en hy het niks oorgekom nie, het was 'n giftige slang. As hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Ek is nie seker of dit voorkom in die Bybel nie, maar Jesus het dit gesê, so dit moes gebeur het. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Dit het gebeur, verseker, en ek dink dit gebeur vandag toe nog ook, as wanneer daar gebid word vir siekes, dat die Here soms mense genees. En daarna is Jesus op na die hemel toe. So dis die een plek waar Jesus gekwoteer word, waar hy praat oor tale. Net verder rondom hierdie skrif, waar Jesus gekwoteer word oor die tekens wat die gelowiges sal volg.
Ek dink dit is belangrik dat 'n mens verstaan dat 'n mens nie meer moet bysit nie. Jy moet nie byvoeg by dit wat Jesus gesê het of wat die Bybel sê nie. Baie van ons sit met soveel bagasie van wat gepreek is deur mense se opinies oor hierdie goeters. En ek dink dit is belangrik om nie meer te vat as wat daar gesê word nie. Al hierdie goeders het gebeur. En wanneer God besluit hy wil iemand die gawe van tale gee, dan doen hy dit. As die Here iemand wil beskerm teen 'n slangbyt, dan doen hy dit. As 'n gelowige iets drink wat giftig is of wat dodelik is en die Here wil hom beskerm, dan doen hy dit. As mens die Bybel in die geheel lees, dan is daar 'n groot plek vir wysheid. So as Christen gaan jy nie rond en speel met dodelike slange of jy drink sommer gif of so nie. Want daar is Christene wat dit doen, wat baie onwys is en dan gaan doen hulle hierdie tipe van goed en sê die Here sal my beskerm, kyk ek gaan hierdie gif drink of ek sal 'n slang optel, 'n giftige slang en as hy my pik sal niks gebeur nie en dan gebeur daar goeters. Jy bepaal nie en ek bepaal nie wanneer God sy wonderwerke laat gebeur nie. God bepaal dit. In die tussentyd moet ons met oordeel en wysheid leef.